Kort verhale ter viering van 100 jaar Afrikaans as amptelike taal. Taal is nie net klanke nie, dis asem van wie ons was en is, en hoop van wie ons word. Stem van stof. In die skemerlig van 'n stofpad in Betiesbaai op die voet van Koggelberg, lê 'n huisie wat van kalk, kraak en krye gemaak is. Die gevel is skeef, maar trots. Sy mure warm soos die hande wat hom gebou het. Dit is hier waar ouma Sanna haar hare invleg voor Sonop en haar woorde in stilte weeg voordat sy praat. Elke môre sit klein Annetjie op 'n driepootstoeltjie in die kombuis met haar kaal tone teen die beesmisvloer. Die geur van moerkoffie en varsgebakte mosbolletjies hang dik in die lug. Ouma praat nie vinnig nie, sy gee haar woorde soos mens sout in brood strooi, met mening. Jy moet jou taal koester soos jy 'n kind koester, sê sy. As jy dit verloor, verloor jy jou naam, jou ma, jou mense. Annetjie verstaan nog nie heeltemal nie, maar sy weet, as ouma begin praat oor taal, raak haar oë blink, soos as mens trane in die wind kry, maar nie huil nie. Dis 1923. Afrikaans is nog jonk, selfs ongewenst in sekere kringe. In die stede spot hulle daarmee. Op plase fluister hulle dit soos gebede. Want Engels is die taal van die mag, Nederlands die taal van die kerk en Afrikaans, wel, Afrikaans is die taal van oorlewing. Oupa David, 'n voormalige kommandolid, dra altyd sy hoed laag. Op 'n dag in die dorp praat hy Afrikaans met 'n Engelse amptenaar. Die man frons, trek sy revolver en sê, "Don't speak that kitchen language in my street." 'n skoot klap, die straat raak stil. Oupa val nie, maar sy linkerarm bly styf vir die res van sy lewe. Hy dra dit soos 'n medalje, 'n dooie arm vir 'n lewende taal. Dis hoe ek weet dis my taal, sê hy, want ek bloed daarvoor betaal. Teen 1933 is Annetjie 10 met rooi mure. Sy skryf klein gediggies met 'n stomp potlood op die agterkant van haar Hollandse Bybel. Woorde soos maanlig op Moerbei en ouma se lag in karringmelk verskyn sonder skaamte, maar op skool moet sy nog Nederlands praat en skryf. Afrikaans word as minderwaardig gesien, te plat, te volks, te naby aan die hart. Een middag, toe sy haar opstel in Afrikaans inhandig, roep die meester haar nader. "Hier skryf ons nie boerie Afrikaans nie, kind," brom hy. Sy ken nie daardie woord goed nie, maar sy weet dit bedoel iets sleg. "Dis nie boere Afrikaans nie, meester," fluister sy. "Dis net my ma se stem op papier." Daardie aand huil sy op ouma Sanna se skoot. "Moet ek maar stil bly, ouma?" Ouma trek haar styf vas. "Nee kind, jy praat, jy skryf, want dis net stof wat stil bly." In die 1940s word Annetjie 'n onderwyseres, die eerste in haar familie. Sy leer kinders in 'n plaaskool naby Voorberg. Die bord is 'n plank, die stoele is kratte, en die skoolklok is ou Gertjie se haan wat elke dag op dieselfde tyd kraai. Sy leer hulle die alfabet in Afrikaans, om te sê ek is, en nie ek ben nie. Maar dan kom die inspekteur. "Afrikaans is nie onderrigtaal nie," sê hy, en as sy nie luister nie, gaan haar skool sluit. Sy hou aan. Sy leer in geheim, onder die eikebome, in die riete langs die rivier, in die kombuis met koffie en melktert. Elke kind kry 'n storie, 'n gedig, 'n stem. In 1975, toe Annetjie wat nou Anna is en haar kinders hul eie kinders het, neem haar oudste seun haar na 'n byeenkoms in Parel. Daar word 'n monument onthul vir Afrikaans. Trane rol oor haar wange toe sy die woorde sien. Afrikaans is die taal waardeur ons droom en herinner. Skielik is haar opstelle, haar oupa se dooie arm, haar ouma se stem, alles deel van iets groter. Iets wat gebou is met buitels van pyn en hande van hoop. Ouma Anna is oud nou. Sy sit op dieselfde driepootstoeltjie as kind, nou met 'n kombers oor haar ou seer kniege. Haar kleinkind, Susanna, neem haar hand en sê, "Ouma, ek wil 'n storie skryf in Afrikaans oor Afrikaans. Is dit oké?" Anna glimlag. Haar oë is nie meer so helder nie, maar haar stem is rotsvas. "Dis meer as oké, my kind. Dis nodig, want jy is deel van die stem, en die stof is ryk." Afrikaans leef in stories wat nie vergeet nie. In die padstof van opstand, in die kombuis tussen moerkoffie en karringmelk beskuit, en in elke kind wat vra, "Mag ek in my eie taal droom?" Woord teen die wind. Die wind het daardie oggend anders gewaai oor die vlaktes van die Karoo.
Hy het nie net stof opgetel nie, maar stories, verlore stemme, fluisteringe van taal wat al jare lank teen die wind gepraat is. Andries Becker, eersgeborene van 'n skaapboer en kommando lid in die Karoo, het sy voete op die rooi aarde geplant soos sy pa hom geleer het. Mens staan regop as jy praat, het oom Sakkie altyd geseg. En as jy oor ons taal praat, dan praat jy hard, al blaas die wêreld teen jou. Andries was 30 toe hy vir die eerste keer vir sy seun in Afrikaans begin voorlees het. Nie Hollands nie. Nie Engels nie. Afrikaans. Sy vrou, Lena, het hom eers vreemd aangekyk, maar iets in haar sagte het gesê sy verstaan. Hulle het saam aan die kombuistafel gesit, kinders op hul skote, moerkoffie in erdebekers en 'n vers wat eendag in 'n boek sou verskyn in hul stemme gevorm. Maar in 1913 was Afrikaans steeds nie 'n taal met regte nie, net 'n kombuistaal, 'n plattelandse gebrabbel, soos 'n Engelse dominee in Graafreine dit genoem het. Kinders is in die skole gestraf as hulle dit praat. Uitlineale en slaprottange. Vleiende borduitveers. Praat behoorlik. Sarah, wat in die stoepkamer op die agterstoep van die hoofhuis gewoon het, 'n weggooi kind met skoene te groot en hande te klein, het altyd mooi geluister na wat die Beckers geseg het. Sy het gesien hoe Lena in stilte die kinders se kouse brei en hoe Andries elke aand met 'n boek sit, al kon hy dit nie altyd lees nie. Een aand, toe die wind soos die satanskind aan die sinkdak ruk, het Andries haar na binne geroep. Sarah, kom sit. Sy het gehuiwer. Meester. Dis net oom die meester nie, magtig kind. Sit. Sy het gaan sit. Gekruiste bene voor Andries se voete. Haar gevreetjie en voete nog vol grond van die dag se werk. In haar oë vra. Ek gaan vir jou iets lees. Hy het die boek oopgemaak. Dit was nie Hollands nie. Nie Engels nie. Dit was die Becker se taal. Wat's dit mee? Oom. Dis ons taal. Dis nie die Engelsman se taal nie. Hy het sy kop geskud. Nee. Dis onsin. Sy het geluister. Stil. Haar vingers het stadig met haar groot toon gespeel. Die woorde het haar binne gedring soos reën deur 'n krimpvarkvel. Toe sê sy, dis mooi, oom. Dis Afrikaans, Sarah. Ek wil dit ook leer. En daardie aand het hy begin. Een sin op 'n slag. Een woord teen die wind. Dit was nie sonder nadraai nie. Die volgende week het 'n Engelse landdros van Beaufort Wes verneem dat 'n plaasboer sy plaasarbeiders leer lees in Afrikaans. Want sien, dit het nie net by Sarah gebly nie. Daar's gefluister van rebellie en die ondermyning van die kroon. 'n Maand later is Andries deur 'n Engelse soldaat op sy eie erf gekonfronteer. Jy leer jou slawe hoe om te skryf en te lees. Ek leer my mense hoe om te leef, het Andries geantwoord. Jy praat daardie vuil taal. Ek praat soos my pa gepraat het. En toe kom die skoot. Nie in die bors nie, maar in die been. 'n waarskuwing. 'n merkteken. Praat daardie taal nog een keer, dan maak ek seker jy het niks om mee te praat nie. Andries het geval. Sarah het hom opgetel. En daardie aand, terwyl sy Talene help sy wond was, het hy gefluister, moet nooit ophou praat nie. Jare later, in 1925, toe Afrikaans uiteindelik erken is as 'n amptelike taal, het Sarah op die stoep van haar eie huisie gesit, nie meer 'n stoepkamer nie, en vir haar saailing, my nooi is in 'n nerkier geleer. Sy het nie mooi gesing nie, maar sy het met haar hele hart gesing. En wanneer die wind gewaai het, het sy altyd gesê, dis net die wêreld wat probeer luister. En in 'n klein hoekie van die Karoo staan daar steeds 'n rooi granaatboom by 'n ou huis met kalkmure, 'n koolstoof en 'n beesmisvloer. Dis leeg, ja. Maar as jy jou hand teen die muur druk en stil bly, sal jy dit hoor. 'n Woord teen die wind. 'n Taal wat bly praat. Al is daar niemand om te hoor nie. Winternag deur Eugene Maree. Hoe koud is die windjie? En skraal. En blink in die doflig. En kaal. So wyd as die Heer se genade. Lê die velde in sterlig en skade. En hoog in die rande. Versprei in die brande. Is die grassaad aanroere. Soos winkende hande.
O treurig die wysie, op die ooswind se maat, soos die lied van 'n meisie, in haar liefde verlaat. Vlam onder die as. Die son styg stadig oor die swart land en skyn goud oor die duine van koring en die witgekalkte plaashuise met hul Kaapse gewils. Op 'n stil werf ruik dit na beesmis, moerkoffie en vars gebakte gimmerkoekies. In die kombuis kraak die houtvloer onder die voete van Sarie de Wet, 'n meisie van 16 met vasbeslote bruin oë en hande wat al te jonk geleer het om swaar te werk. Sy staan voor die koolstoof, sy hou 'n oog op die varkvet wat afkook in 'n ysterpot. Terwyl haar ma, tant Griet, buite klere aan die wasdraad hang. Buite op die stoep lê oupa Willem in sy stoel met die Volksblad opgevou in sy skoot. Die Engelsman het nie van Afrikaans gehou nie, het hy altyd gesê. Ek het gesien hoe hulle manne soos honde skiet as hul moedertaal oor hul lippe glip. Sarie het die stories van kleins af gehoor. Van die kommandolid Andries Louf wat 'n lied in Afrikaans gesing het terwyl hy mielies in sy wa gelaai het. 'n Engelse offisier het hom verneder en sleg gesê voor sy kinders. Die Engelse wou nie net land hê nie, hulle wou taal en identiteit breek. Hulle het Afrikaanse taal van minderwaardigheid gemaak. Onopgevoed. Onwaardig. Maar Sarie het geweet, elke keer as sy ouma se resepte lees, elke keer as sy haar ouer suster se liefdesbriefies ontdek in 'n koekblik onder die bed. Elke keer as sy op 'n Sabatsdag na die Here se huis toe loop met haar ma en waar is my Dina sing, dat haar taal lewe. Nie in boeke nie, maar in mense. In harte. In kombuise, op plaaswerwe, in kerke en agter geslote deure. Sy droom om 'n onderwyser te wees. Maar vroue mag nie verder leer nie, sê die wêreld om haar. Skool is vir seuns. Meisies moet leer hoe om brood te bak en kinders groot te maak. Tog, op die stoep onder die wingerstokke, leer oupa Willem haar lees en skryf. Jou taal is jou erfenis, kind, sê hy. As jy dit weggee, gee jy jouself weg. Sarie se pa, Andries de Wet, was een van die eerste manne in hul distrik wat gewaag het om op 'n skoolraad te dien waar Afrikaans die voertaal begin word het. Sy het by die deur afgeluister toe die Engelse inspekteur hom gevra het waarom hulle nie net Engels aanhou gee nie. Haar pa se stem was vas, ons is nie Engels nie, meneer Smit. My kinders droom in Afrikaans. In die dorp het die debat gesmeel. Die dokter se vrou het Afrikaans as onbeskawend beskryf. In die winkel het 'n Engelse vrou vir Sarie se ma gesê hulle moet skaam wees om so te praat. Sarie het haar ma se regop skouers gesien toe sy antwoord, dis ons moedertaal. En moeders is sterk. Op 'n dag het Sarie haar eerste opstel in Afrikaans geskryf. Sy het dit onder haar matras weggesteek, bang dat haar broers haar sou spot, maar toe oupa dit ontdek, het hy haar nie uitgelag nie. Hy het 'n ou kroontjie blikkie gaan haal en haar potlood gegee met 'n skerp messie. Skryf, my kind, het hy gesê. Skryf dat die wêreld kan sien jy het bestaan. In jou eie taal. Later daardie jaar kom daar 'n afvaardiging van Kaapstad af om te besluit of hul plaaslike skool amptelik in Afrikaans onderrig mag gee. Sarie se pa en nog 2 manne is gevra om te kom praat. Die gemeenskapsaal was stampvol. Engels aan die een kant, Afrikaans aan die ander. Sarie het agter in die saal gestaan, haar hart in haar keel. Haar pa het opgestaan, hoed in die hand. Hy het nie woedend gepraat nie. Net eenvoudig en op die man af. Soos 'n boer praat wanneer hy weet waarvoor hy werk. Ons vra nie vergunste en gawes nie, het hy gesê. Ons vra net dat ons kinders in dieselfde taal mag leer waarin hulle droom. Daar was stilte. Toe fluistering. Toe trane. Daardie jaar het hul skool die eerste in die distrik geword waar alle vakke in Afrikaans aangebied is. En hoewel Engels nog op die bord gestaan het, was Afrikaans in die harte van die kinders. Sarie het nooit 'n onderwyser geword nie. Maar jare later, toe sy self kinders het, het sy hulle leer lees in Afrikaans. Sy het haar ou oupa se kroontjie blikkie gehou. En wanneer sy daaruit voorgelees het, het sy elke keer onthou dat daar 'n vlam onder die as gebrand het. Een wat die wêreld nie kon doodmaak nie.
Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.